Groete in die wonderlijke naam van ons Koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thuis en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons daaglikse hoofstuk uit die Nuwe Testament te lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernuwe op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Romeine hoofstuk 8 en die opskrif lees: Ons beleef die wonder van bevryding. Vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Die lewegewende Gees is so magtig dat hy jou bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. Die wet van Moses kon ons as gevolg van ons sondige natuur nie red nie. Daarom het God vir hierdie doel sy eie seun as mens na ons toe gestuur. Sy liggaam was identies aan ons eie liggame wat deur die sonde aangetast is, maar hy het nie self gesondig nie. God het sy seun as 'n offer vir ons sonde laat dien. Daarmee het hy afgereken met die sonde se mag oor ons en so vir ons voldoen aan die vereiste van die wet. Ons wat nou nie meer volgens ons sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees. Die mense wat deur hulle sondige natuur gedomineer word, hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge, maar die wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes is vol van die dinge van die Gees gelukkig maak. As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood, maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Want die sondige natuur is altyd vyandig ingestel teenoor God. Dit rebelleer teen God se wet, want dit is in sy aard. Dit is waarom die mense wat deur hulle sondige natuur beheer word, God nooit gelukkig kan maak nie. Maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer nie. Julle word beheer deur die Gees, omdat die Gees van God in julle woon. Onthou, iemand wat nie die Gees van Christus het nie, is nie een van sy mense nie. As Christus in julle lewe, is julle liggame wel nog as gevolg van die sonde aan die dood onderhewig, maar julle Gees is die ene lewe omdat julle saak met God reggemaak is. Omdat die Gees van die God wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat die dooie Jesus opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewendig maak deur dieselfde Gees wat in julle woon. Daarom dan, my liewe broers en susters, is dit noodsaaklik dat ons die druk van ons sondige natuur sal weerstaan en nie daarvolgens sal lewe nie. Want as die sondige natuur julle lewe beheer, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle onder die invloed van die Gees die werke van julle sondige natuur doodmaak, sal julle werklik lewe. Want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is God se kinders. Die Gees wat julle ontvang het, is nie 'n Gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. Julle het die Gees van ware kindwees ontvang en deur hierdie Gees roep julle uit tot God, Abba, ons liewe Vader. Want die Gees self bevestig die getuienis van ons eie gees dat ons God se kinders is. En as ons God se kinders is, maak hy ons ook sy erfgename. Saam met Christus deel ons in God se rykdom. As ons bereid is om saam met Christus te ly, sal ons sekerlik ook deel in sy heerlikheid. Ek weet verseker dat ons huidige lyding hoegenaamd nie vergelyk kan word met die heerlikheid waarmee God ons gaan verras nie. Die skepping smag na daardie dag wanneer God sy kinders openlik bekendstel. Want teen sy wil is die ganse skepping in 'n sinnelose kringloop van aftakeling vasgevang as gevolg van God se straf op die eerste mense se ongehoorsaamheid. Die ganse skepping sien uit na die dag wanneer dit ook self van die slawediens van hierdie verganklikheid bevry sal word en deel sal kry aan die heerlike vryheid van God se kinders. Ons weet immers dat die ganse skepping nog steeds aan die kreun is, soos iemand met geboortepyne. Wat meer ons wat die Gees as voorsmaak en waarborg van ons toekomstige heerlikheid ontvang het, kreun ook in ons binneste, in ons smagting om van pyn en lyding verlos te word. Nou dat ons verlos is, sien ons uit na ons toekomstige heerlikheid. Want as jy reeds het, hoef jy nie meer daarna uit te sien nie. Maar as jy dit nog nie het nie, sien jy gretig en volhardend daarna uit.
Die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid nie, maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versigtinge wat nie in menslike taal verwoord kan word nie. Die God wat die dieptes van elke hart deurgrond, weet wat die Gees in die oog het, dat hy in harmonie met God se wil vir die gelowiges intree. En ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Want God het hulle reeds vooruit geken en hy het hulle aangewys om soos sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Die wat hy vooruit aangewys het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, aan hulle sal hy beslis heerlikheid gee. Wat sal ons dan van al hierdie wonderlike dinge sê? As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? As God werklik waar nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal aan die dood oorgegee het, is daar tog geen manier waarop hy nie ook alle ander goeie dinge aan ons sal skenk nie? Wie sal dit waag om ons aan te kla as God ons spesiaal uitgekies het? God is immers die een wat ons vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is tog die een wat vir ons gesterf het, wat boonop